En as jy nou, soos ek is, as ek by die apteek kom, dan vra ek vir die apteker, wat is dit hierdie? Waarvoor help dit? Nee, los dit. En hierdie een, wat is dit? Nee, dis vir, nee, los dit. Ek het iets by die huis wat hierdie job doen. En die dokter skryf dalk so 10 dinge voor, maar as jy uitkom, dan kom jy met so 'n ou klein botteltjie, die goedkoopste botteltjie, want as jy soos ek is ek net 'n sy nog om daardie voorskrif van die dokter te betaal. En dan oor 2 weke, dan gaan jy weer terug dokter toe, want ja, jy het nie al die pille gekry wat jy moes kry nie, of jy die pille gekry, dis die oulikste van alles, die Eelde maak so, sy betaal ten duurste vir die antibiotika, en dan drink sy die eerste 2 tot sy beter voel, en dan drink ons die pakkie klaar nie. Of sy drink 1 pilletjie en dan los sy hom, wie weet waarvan ek praat? OK, nou, ek weet nie of jy weet nie, maar moet nie net bekommerd wees oor jou fisiese gesondheid nie, jy moet ook oor jou geestelike welstand moet jy besorg wees. En ek gaan vanaand so 'n bietjie begin en ek gaan volgende week klaar maak en ek wil met jou praat oor die tema 'n hemelse voorskrif. 'n Hemelse voorskrif. En as ons dit agter die rug het, gaan ek dan bietjie met jou praat oor geestelike volwassenheid. Maar hoor gou, as ek en jy besorg is oor ons geestelike welstand, dan moet jy ook soos in die lewe na die beste een toe gaan, die een wat die slimste is, die een wat die beste raad kan kry. En daar is iemand in die Bybel wat nogal goeie raad gee, een wat regtig slim is en wat die slimste geleerdste is in die Bybel, en dit is ou Salomo. En daarom wil ek vanaand so 'n bietjie met jou praat hier uit Spreuke 3, want Salomo het nogal goeie idees en goeie raad om jou geestelike kant van jou lewe ook gesond te hou. Ek sien in 2019 het ek so oor daai eerste 2 versietjies gepraat, en toe ek dit gister lees, toe besef ek, sjoe, daar's meer in hierdie hoofstuk, en ek gaan so 'n paar dinge vir jou uithaal. Nou, ek was nooit goed met public speaking nie, so ek gaan dit vir jou lees, luister mooi. Hy sê, Spreuke 3 vers 1, hy sê, my seun, vergeet nie die onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. Want dit sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafels van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking van jou gebeente. Vereer die Here met jou goed en hy die eersteling van al jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou sparskuipe oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding jou nie weersin wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, ja, soos 'n vader sy seun in wie hy welbehaag het. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry het. Want die verkryging daarvan is beter as die van silwer, en die verwekking daarvan beter as die van goud. Dit is kosbaarder as korale, en al die klein node kan daarmee nie vergelyk word nie. In sy regterhand is lente van dae, en in sy linkerhand rykdom en eer. Sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat daaraan vashou is gelukkig. Die Here het deur die wysheid die aarde gegronde, deur verstand die hemel vasgestel. Deur sy kennis het hy die watervloede opgebreek en het die wolke dou laat drup. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie. Bewaar die beleid en oorleg. Dan sal dit lewe wees vir jou siel en die versiering vir jou hals. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet sal nie stampel nie. En as jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en dan is jou slaap sal soet wees. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees. Hy sal jou voet bewaar vir die skrik. Hou 'n welvaart nie terug aan hom wat dit toekom nie, en as dit in jou mag is, doen dit dan ook. Sê nie vir jou naaste nie. Sê nie vir jou naaste nie. Gaan en kom terug, dan sal ek aan jou môre gee, terwyl jy dit nou het nie. Bewerk geen onheil teen jou naaste, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Twis nie sonder oorsaak met 'n mens wat jou geet kwaad aan doen nie.
Wees nie afgunstig op 'n man van geweld en verkies geen een van sy weë nie. Want die verkeerde is vir die Here 'n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, hoor mooi, maar hy seën die woning van die regverdiges. Dit is 'n verskriklike mooi gedeelte. En eintlik kan jy elke dag, wanneer jy opstaan, so 1 of 2 stukkies van hierdie vers, van hierdie Spreuke skrywer lees, en dit gaan jou lewe verander. Ek het 'n boek op my boekrak. Die boek se naam is Die rykste man wat ooit geleef het. Dit gaan oor die Spreuke skrywer en hoe die Spreuke skrywer elke dag iets uit sy skrywe uitgehaal het wat jou lewe ten goeie kan beïnvloed. En as jy ooit so 'n boek in die hande kan kry hom gerus, dit gaan jou lewe verander. Maar Salomo gee ons 'n voorskrif hoe om ons geestelike lewe gesond te hou. En ek wil vanaand so 'n paartjies daar uithaal uit hierdie 30 versies en dan wil ek volgende week weer so 'n bietjie aangaan. Nommer 1. Die eerste ding wat Salomo op hierdie voorskrif skryf, kom daaruit uit vers 1. Hy sê: "My seun, moenie vergeet wat ek jou geleer het nie. Hou vas aan my opdragte." Ou Salomo begin sommer die hoofstuk, dan sê hy: "My seun." Hy praat met ander woorde met iemand met wie hy 'n verhouding het, iemand wat hy ken, iemand wat vir hom lief en dierbaar is. En dan sê hy vir hulle: "Onthou julle hoe die Here julle uit slawerny uit losgekoop het? Onthou jy hoe die Here julle deur die woestyn gevat het in die beloofde land in? En die Here het ons 'n paar opdragte gegee waarvan ek en jy nie moet wyk nie." En nou sê hy dit mooi, hy sê: "Moenie vergeet nie." Moenie vergeet nie. Hou vas aan die opdragte. Ek is van mening dat ons lewens is so bietjie de mekaar omdat ons die opdragte van die Here nie meer nakom nie. Jy sê pastoor, is Ou Testament, en ja, dit is Ou Testament, maar gelukkig hier in ons bid hier het ons geleer dat 9 van die Ou Testamentiese wette het oorgegaan in die Nuwe Testament. En nou kom Salomo en hy sê: "As jy 'n gesonde geestelike lewe wil hê, bewaar nog steeds die gebooie." En ek gaan nie vanaand vir jou die gebooie opnoem nie. Wie ken die gebooie nie? Eer jou vader en jou moeder, jy mag nie steel nie. Ons ken dit. En iemand het so rukkie terug, ek is nogal lief om ander mense se dagstukkies te lees, want dit gee my so 'n idee waarmee is die wêreld besig. En iemand het so rukkie terug die 10 gebooie, dag vir dag het hy die 10 gebooie gevat. En so, ek moet sê, ek is nogal skuldig. Kan ek gou jou hand sien? Wie is skuldig? En nou kom Salomo en hy sê: "Moenie vergeet nie, my vriend. Onthou dit." Wat moet ons onthou? Om elke dag die gebooie wat God in die Ou Testament gegee het, nog steeds in 2025 te gehoorsaam, dan sal dit met jou goed gaan. Daar word gesê dat elke land se wette, ek dink nie Suid-Afrika nie, maar elke land se wette word gebou rondom die 10 gebooie. En as ons as mense en die inwoners, en as ons as die regering terug kan kom na die beloftes, die gebooie wat die Here vir ons daar gestel, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, gaan dit met ons baie goed gaan. Nou dink 'n bietjie terug aan baie van die moeilikheid wat jy aan jou lewe opgebou het. Dan kan jy dit maar iewers te terugtrek. Sjoe, ek hou van 'n grand car, jy mag nie begeer nie. Maar toe my buurman 'n kar koop, toe wil ek ook een hê. Hoor jy my hart? Salomo is ernstig. Hy sê as jy jou lewe wil gesond hou, back to basics. Begin net daar waar God gesê het, hoor gou, hy het dit met sy vinger uit klip uitgeskrywe. Dit moes vir God belangrik gewees het. Die tweede ding wat Salomo nogal sê, die tweede ding wat hy daar op sy voorskrif skryf is vers 3. Hy sê moenie dat jy tekort skiet nie. Hoor mooi, moenie dat jy tekort skiet aan liefde en aan goedertierenheid nie. Dis twee dinge wat Salomo sê. Dis goed wat hy gesien het die mense kort. Wat? Liefde en goedertierenheid. En dan gee hy 'n paar opdragte. Hy sê koester die liefde en getrouheid, so iets wat waardevol is, soos 'n skat wat jy gekry het, so moet jy liefde en getrouheid in alles wat jy doen koester. Hy sê, dra dit om jou nek, sodat dit naby aan jou hart kan wees, en skryf dit op die tafels van jou hart. Wat moet jy skryf? Liefde, goedertierenheid. As daar twee dinge is wat die lewe op hierdie oomblik in 2025, die 23ste Maart
waar is ons April? Sjoe, April. Dan is dit liefde onder mekaar en getrouheid. Nou kom ons begin by liefde. Daar's 'n ou liedjie toe ek vanmiddag huis toe ry, toe speel hy op die radio en ek glo nie aan toeval nie. What the world need now is love. En dis wat ons kort. As ek en jy in liefde kan lewe, gaan Suid-Afrika, die wêreld, 'n wonderlike plek wees. Romeine 13 vers 8 sê, skuld mekaar niks, behalwe liefde. Hieraan sal die wêreld sien, dat julle my disippels is, as julle mekaar liefhet. En hier kom Salomo en hy sê, sjoe, ek kom agter daar's iets wat kort, broederliefde. Daar's iets wat kort, naaste liefde. En dis twee groot verskillende goed. Broederliefde is wat ek en Johan met mekaar het. Ons is broeders, want ons het dieselfde bloed en dieselfde gees binne ons. Naaste is daar die een met wie jy vandag te doen gehad het, by die kafee of by die petrol. En die Bybel sê, dat ek en jy moet in liefde teenoor alle mense optree. Nou hoor gou geween. Baie van die moeilikheid wat ons vandag het, is dit omdat ons nie liefde vir mekaar het nie. Kan jy saam met my stem? En dan die tweede ding wat hy sê, is getrouheid. Wat is getrouheid? Getrouheid beteken dat niemand agter jou hoef te staan en te kyk of jy iets doen nie. Jy's getrou. Kyk, daar's daarom niks so getrou soos 'n wekker nie. Hy gaan klokslag elke oggend af, of jy hom nou wil hê of nie wil hê nie. En baie kere dan sê ek, Here, kan ek nie maar net so getrou wees soos 'n wekker nie? Niemand hoef hom op te pas nie. Niemand nie. Ek stel my wekker 1 keer 'n jaar en hy gaan elke oggend dieselfde tyd af. Hy hoef nie aangemaan te word of herinner te word nie. Solank as wat die battery vol is, gaan hy elke oggend af. En so moet ek en jy, net soos 'n wekker, getrou wees in kerkbywoning, in ons liefde, in ons naaste liefde, in goed doen, in alles wat ons doen, moet ons so getrou wees, soos wat die Here dit van ons verwag. Geen wonder dat dit 'n vrug van die Gees is nie. En onthou, die vrug is soos 'n lemoen, dis nie net klomp vrugte nie, dit is een vrug met verskillende skyfies, en een van daardie skyfie is getrouheid. En daarom moet jy bid en sê, Here, hierdie is u vrug. Dis die vrug van God se Gees. Here, help my om getrou te wees. Getrou by die werk, getrou teenoor my huweliksmaat, getrou om my rekeninge te betaal, getrou wees in alles wat ek doen, want Salomo sê, ons kort twee dinge: getrouheid. So, ek het, ons winkel het ons 28 jaar, ek het so lank lys van personeel gehad, baie min van hulle was getrou. En jy moet die hele tyd agter hulle sit. Weet jy, dit maak jou nogal moeg. As jy in die oggend opstaan, dan dink jy, gaan hy vanmôre kom werk? En nou ry ek so ou Nissan bakkie, man, ek moet in die oggend soebat gaan hy start. Getrouheid is een van die belangrikste dinge wat 'n kind van die Here kan hê. Die Here moet jou nie opcheck nie. Hy moenie heeltyd agter jou staan en sê, Kirsten, doen nou dit nie. Ons is getrou. Ons weet dat ons dit moet doen, sonder dat dit van ons gevra word. Getrou in alles wat jy doen. En dan kom Salomo en dan skryf hy die derde dingetjie daarop. Hy sê vertroue. Sjoe. Ek weet nie van jou nie. Ilse het Saterdagoggend toe preek sy so 'n bietjie oor om die Here te vertrou, om stil te wees. En ek het so een of ander dingetjie wat ek moet uitsorteer en ek sê toe, man, ek is braaf. Ek gee hom nou vir die Here. Vat hom. En toe ek uitstap, toe sê ek kom nou en ek hol gou terug en ek gryp hom net geweer in my sak. En toe ek maandag aand in die bed lê, toe dink ek, ek wonder wat gaan ek nou hier doen. En toe kry ek so 'n bietjie raas. Hy sê, jy nie geluister wat ek gesê het nie. Wees stil en weet. Is dit maklik? Kom aan. Glad nie maklik nie. Maar om die Here te vertrou, vers 5 sê, vertrou die Here met alles wat jy het. Sjoe, alles? Alles? Vertrou die Here vir jou kinders. Vertrou die Here vir jou finansies. Vertrou die Here dat as dit reën gaan jy nie skade kry nie. Vertrou die Here vir 'n goeie opbreng. Vertrou die Here vir jou plaas en vir jou besigheid. Vertrou die Here vir jou finansies. Vertrou die Here, sê hy, met alles wat jy het. Nou, ek weet nie, ons almal is seker, maar so ek het 'n makelaar wat my pensioen, ek vertrou hom met dit. Wie weet waarvan ek praat. Dan het ek versekering, ek vertrou hom dat as ek skade kry, gaan my huis en my goed verseker wees.
So het ek in elke afdeling van my lewe iemand wat ek betaal, wat ek vertrou. Nee, sê Salomo, vertrou die Here. Nou jy moet hierdie goed hê, maar oor my hart, ek het nie 'n klomp dinge nodig nie, ek het een nodig. Ek vertrou die Here. Dan gaan hy verder, hy sê, moenie staat maak op jou eie insigte nie. Wie doen dit? Sjoe. Kyk, ou Chris sê altyd, jou geld kan opraak, maar jou planne moenie opraak nie. Vertrou nie jou eie insig. Ek is die hele dag besig om planne te maak. Om hier iets te doen en daar iets te doen. En nou sê die Bybel, hy sê, vertrou net die Here. Vertrou net die Here. Wanneer jy vanaand gaan slaap, want dis die volgende versietjie daar sê, dan raak jy rustig aan die slaap. Hoekom? Want my vertroue is in die Here. En dan gaan jy nie nagte rond lê en plannetjies maak op jou eie insigte nie, want jy vertrou die Here. Die Bybel sê so mooi daar in Psalm, hy sê, vertrou nie op mense kinders by wie daar geen heil is nie. My vertroue is in die Here. En nou kom Salomo en hy sê, ek wil jou ietsie leer. Vertrou die Here. Is dit maklik? Verseker nie. Dis baie maklik om hier voor te staan en te sê, jy moet die Here vertrou. Helene, jy moet die Here vertrou. As dit met jou swaar gaan, vertrou die Here. As die spinnekop by jou byt, vertrou die Here. As jy jou vingers omslaan, vertrou die Here. Tot dit met jou gebeur, tot die tekkie die teer tref, dan is dit nie so maklik nie. Maar weet jy wat? Dis 'n toets wat jy skryf. En as jy die Here vertrou en jy die toets geslaag, is dit afgehandel. Gaan jy na die volgende een toe. Wie sukkel met vertroue? Die oomblik wanneer jy die Here vertrou het en daardie hoofstuk is afgehandel, skryf jy nie weer daai toets nie. Jy het dit reg gekry en jy gaan jou lewe baie makliker maak. Daar gaan minder angspilletjies verkoop word by die apteek, die oomblik wanneer jy net oorgee en sê, I surrender all. All to Jesus, I surrender. Ek praat maklik, ek is ook nog besig om daaraan te werk. Vers 6 sê, vra na God se wil in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad wys. Die Here se wil. Soek allereers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou gegee word. Maar as jy buite die wil van die Here is, dan loop alles verkeerd. Wie dit al agtergekom? Nie net die een ding loop verkeerd nie. Dit is soos ons het altyd, ons klein was, het ons sulke houtblokkies gehad, en dan het jy die houtblokkies op mekaar gebou, en dan moet jy dit so enetjie uitgetrek het. Wie ken daai game? Dit is nogal baie interessant. En dit is, as jy die verkeerde een uittrek, val die hele ding die mekaar. Daarom moet jy die Here se wil soek in alles wat jy het, en dit sal met jou goed gaan. Daarom, as jy groot besluite neem, dan sê jy eers, Here, wat is u wil? Ek plaas my vertroue nou in die Here. Nie my eie insigte nie, my eie planne nie. Ek vertrou die Here. Nommer 4. Moenie jouself oorskat nie. Dis nogal iets wat ek die laaste ruk nogal baie sien, dat mense oorskat hulle. Kyk, ons dink ons is oulik. Vers 7 sê, moenie jou eie wysheid oorskat nie. Die grootste moeilikheid wat ons het, ons dink ons is slim. Kyk, man, ek is die meneer. My skoene blink en my kar is skoon en ek het 'n pen in my sak en nou kan ek alles doen. En nou kom Salomo en hy sê, ek wil nie met jou beklei nie, sê hy. Ek wil jou 'n paar voorskrifte gee. Moenie jou eie wysheid oorskat nie. En nou kan ek aangaan. Moenie jou eie kennis oorskat nie. Moenie jou eie kragte oorskat nie. Moenie jou eie vermoë oorskat nie. Hoekom nie? Ek wil gou jou hand. Dit is seer, né? Dit is seer. Hoekom? Jy's mens. Hoekom nie? Ek en jy's mens. En wanneer ek en jy op 'n plek kom wat ons sê, "Sjoe, ek het die Here nodig vir wysheid. Ek het die Here nodig vir krag. Ek het die Here nodig vir insig. Ek het die Here nodig vir 'n lig op my pad. Alles wat ek nodig het, kan ek nie op my eie insigte gaan nie. Ek het die Here nodig." Ou Salomo sê, moenie jou eie wysheid oorskat nie. En onthou nou, Salomo was die mees slimste man wat daar was. En dan kom hy en dan sê hy, "Sjoe, Salomo moes een of twee dinge gedoen het en gesê het, ek is toe nie so slim soos wat ek gedink het nie." Ek was nogal baie braaf met myself gister. Ek probeer regtig so 'n bietjie goed by die huis doen en ons het so 'n ou klein hekkie nou. Die hond gaan deur so 'n gaatjie. Hoe hy dit reg kry, weet ek nie. En dan vat ek draad, dan span ek so 'n siffietjie.
En dan vat hy net sy voet, dan druk hy hom so plat. En dan môre aan, dan span ek weer die siffietjie. So gisterand, toe kry ek vir my 'n stukkie hout, en ek het die hout daar ingesit, man, ek is te oulik. Vanoggend toe ek daar verbykom, toe lê die hout sommer so. Ek is nie 'n mechanic nie, en ek is nie 'n carpenter nie. Moenie jou eie wysheid oorskat. Ek het daarom die stofsuier reg gekry, né? Ek het daarom die stofsuier reg gemaak. Nommer 5, en dan gaan ek eers afsluit. Nommer 5 sê Salomo, hoor gou-gou, en ek wil net gou-gou iets sê voor ek dit vergeet. Hierdie goed, né, loop onder mekaar. Jy kan nie gaan en dan gaan jy sê, ek wil nie nommer 4 doen nie, ek wil nie die vertroue hê nie, kom ons skrap hom dood. Want jy weet hoe werk dit, ek smile net vir my pa, hy lees daardie papiertjie binne in die pilleboks, wat noem jy dit, Janet? Ja, as daai pille sê jy mag dalk kopseer hê, hy het tog nie die pilletjie gedrink nie, dan het hy kopseer. Dit werk met ons almal so. Daar sê oom Google. Nou jy kry 'n bloeddrukpilletjie, jy drink die bloeddrukpil en dan voel jy mos nou goed, maar dan maak die bloeddrukpil jou kop so bietjie de mekaar. So dan kry jy 'n pilletjie om daai de mekaarheid weg te vat. Daai pilletjie maak jou naar, so dan drink jy 'n ander pilletjie om die naarheid weg te vat en daai pilletjie vat jou honger weg, dan drink jy weer 'n pilletjie om te eet en dan as jy hartlywig gaan drink jy weer 'n ander pilletjie. Jy kan nie die een pilletjie uithaal nie, jy moet die hele voorskrif kry. Net so moet ek en jy die hele voorskrif kry. Vertrou op die Here. Jy's nie so slim soos wat jy dink nie, verstaan nie my hart. En hierdie goed moet ek en jy, moet ons gaan ingee by ons hemelse apteek en sê, Here, ek soek alles. Want weet jy wat, dis klaar betaal. So jy kan dit maar net vat. Nommer 5. Vereer die Here met wat jy besit. Ek lees nie hier, vereer die Here met jou geld nie. Ons praat nie geld nie. Hy sê, vereer die Here met wat jy besit. Want dit wat ek het, is net aan my geleen. En dis in elk geval net genade. Vers 9 sê, vereer die Here met alles wat jy besit, gee hom die koei wat besig is om te vrek. Gee hom die beste van jou oes. Kan ek dit gou weer leer? Vereer die Here met alles wat jy het, alles, jou besigheid, jou kinders, jou huwelik, jou finansies, jou voertuie, vereer die Here met alles wat jy het en gee hom die beste van jou oes. So, toe ons terugry van Shekinah af, Saterdagmiddag, ons het in so 'n konvooi gery, Chris se bakkie hang so, want hy's gelaai met die goed. My arme chef is gelaai met die goed, en ek sê vir myself, ek sal nooit 'n kleiner kar kan koop nie, want ek moet hom altyd vol laai met die kerk se goed. Vereer die Here met alles wat jy het. Dan laai ek maar alles binne in die ou chef. Want ek vereer die Here met alles wat ek het. Daai chef is in elk geval maar net op my naam, maar hy behoort aan die Here. Hoorie waarheen gaan ek? Met alles wat jy, met jou talente, met jou stem, met jou gawes, met daardie geskenke wat God vir jou gegee het, waarmee jy ander mense se lewens moet ryk maak. Daarom moet ek en jy baie sensitief wees, dat dit wat jy het, nie 'n opgaardam raak nie, maar dit moet soos 'n Jojo tank wees. Dit moet inkom en dit moet uitgaan, dit moet inkom, dit moet uitgaan, want die Here het jou 'n rentmeester gemaak van dit wat jy het. Salomo sê, alles wat jy het, behoort in elk geval aan die Here. En op 'n plek moet jy kom en dan sê jy, Here, sjoe, ek wil U met alles vereer. Met alles vereer. Dit is eintlik wat Abraham gedoen het toe hy met sy seun opstap teen die berg om hom te gaan offer. Here, met alles wat ek het, gaan ek U vereer. Daar's nie goedjies wat ek een kant toe sit nie. Jy weet mos van die pastoor wat die man gedoop het en toe hom so wil onderdruk. Hy sê, "O, skus, hier's my chequeboek." Toe haal hy die chequeboek uit. Net nie my geld nie, Here. Alles kan, net nie my geld nie. Wat wil ek vanaand vir jou sê? Dat ek en jy moet die Here eer met alles wat ons het. Nou kan ek jou gou-gou vra, kom ons begin gou daar by nommer 1. Gehoorsaam jy nog God se gebooie? En ek praat nou van al 9 wat daar is. As jy dit nie doen nie, dan moet jy daai voorskrif gaan ingee. Nommer 2. Hoe lyk jou liefde? Hoe lyk jou liefde? Hoe lyk jou getrouheid?
kan ek gou 'n voorbeeld gee, dan is ek klaar. Ons musiekspan het hard gewerk die naweek. Kyk, julle was nog by die huis, dan oefen hulle uur voor die tyd. Getrou. Ek dink vir 'n oomblik aan die deurwagters. Ek worry nie oor Sondag wie by die deur staan nie, want jy's getrou. Die goed word gedoen. Dis waarvan dit praat, getrouheid. Kan ek gou 'n bietjie verder gaan? Daardie gawes wat die Here jou gegee het van 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis, gesondmaking, hoe getrou is jy met daardie gawes? Wie mis uit? Iemand wat langs jou sit, wat hoor dat die Here wil sê, "Sjoe, die Here sê jy gaan oukei wees." Of ek wil graag vir jou bid, ek wil hê die genesende krag van God moet in jou lewe doen. Is jy nog getrou? Nommer 3, vertrou jy die Here? Kom aan, vertrou jy regtig die Here? Of is jy soos ek besig om plannetjies te maak en gister was ek op die mark, genade, die blomme is duur met die reën. Kyk, ek bid vir sonskyn. En as ek die blomme koop, dan is ek so holkol op my maag, want jy moet die rekening betaal en alles moet gedoen word. En ek maak plannetjies van hier tot in Joburg en van Joburg tot hier, en my rekening is betaal en ek het 10 jaar ouer geword. Vertrou jy nog die Here met alles? Vertrou jy die Here met alles? Hoe lyk dit? Oorskat jy ook so nou en dan jou wat sê jy? Jou vermoë, is 'n mooi woord. Jou vermoë, dat as jy so in die helfte is en sê jy, "Sjoe, ek kan hierdie nie doen nie. Ek is toe nou nie so oulik soos wat ek gedink het nie." Nommer 5. Vereer jy nog die Here met alles wat jy het? Alles, tot daai kar wat jy het en jou gawes en jou talente. Vereer jy die Here met alles, want alles behoort aan die Here. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir 'n hemelse voorskrif. Dankie vir Salomo wat so 'n bietjie wysheid het om vanaand vir ons te sê, dis nie net goed dat jy liggaamlik gesond is nie, jou gees en jou siel moet ook gesond wees. En Here, ons het 'n klomp goed opgenoem vanaand en ons gaan volgende week bietjie verder. En Here, ek wil nou bid. Here, ons kan niks uithaal nie. Ek wil begin, Here, om te sê, help ons om u gebooie te gehoorsaam. Nie net 2 of 3 nie, want Johannes sê so mooi, as jy een oortree het, is jy skuldig aan die hele wet. Here, help ons om getrou te wees in liefde en aan getrouheid met almal en oralste waar ons kom. Here, help my om u te vertrou. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Here, help my om myself nie te oorskat in my vermoëns nie. En laaste, Here, help my om u te vereer met alles wat ek het. Here, dankie dat ek vanaand kan bid vir hierdie hemelse voorskrif. Ek bid, Here, dat u met ons sal werk, dat u deur ons sal werk, sodat ons hierdie punte onder die knie kan kry. Here, dankie dat ek vanaand vir Jeanette se vinger kan kom bid. Here, ek wil bid dat jy hom volkome en volmaak sal gesond maak in Jesus naam. Here, dankie dat ek vir Tannie Diane kan bid vir daardie spinnekoppe byt. Ek wil bid, Here, dat u daardie been nou sal aanraak, dat jy daardie gif sal uittrek en dat daardie been volmaak sal wees in Jesus naam. Here, ek hoor almal is grieperig en siekerig as gevolg van die reën en ek wil nou kom bid, Here, dat deur u wonde daar vir ons genesing gekom en ek bid nou, Here, dat u ook hierdie griepsimptome onder u voet en onder die bloed van Jesus sal plaas. Here, nou wil ek graag vir Salome se moeder Tannie Yvonne kom bid. Here, sy het borskanker en 'n spinnekop het haar gebyt en sy lê in die hospitaal, Here, en sy siek. En ek wil nou kom bid, Here, dat u nou sal kom en dat u daardie spinnekop byt se wond sal kom aanraak. Here, ek wil bid dat u daardie swak liggaam wat al reeds swak is van die kanker en van die chemo, dat u daardie liggaam nou sal kom krag gee in Jesus naam. Here, ek wil bid dat u haar sal genees. Here, nie net die spinnekop byt nie, maar die daardie kanker sal opdroog in die naam van Jesus. Here, ek bid vir elkeen wat vanaand hier is en sê, Here, sien my raak. Here, ek het u nodig na my gees, na my siel en my liggaam en dat u elkeen van ons sal kom ontmoet op die plek en die vlak wat ons hier nodig het. Amen en amen.